Toe Jesus op die kruis was daar 'n groot skare mense om die kruis. En hulle kyk na hom, maar hulle sien nie. Toe Jesus uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Is daar party wat sê, hy roep na Elia. Ander het gesê, kom ons wag, kom ons kyk of Elia hom kom red. Maar daar was een wat nie net gekyk het nie, maar sien. En dit was die Romeinse hoofman gewees. Hy kyk na Jesus se gebroke liggaam. Hy sien hoe hy sterf. Hy hoor hoe hy uitroep en dan sê hy, waarlik hierdie man was die seun van God. Nou vir hom was dit nie 'n klein of 'n maklike stelling nie, want seun van God was die taal van die keiser gewees. Op elke muntstuk het daar gestaan dat die keiser is die seun van God. So hierdie hoofman, hy was een gewees wat in die weermag sou veg vir die keiser. Sy lewe is gevorm deur loyaliteit aan die Romeinse ryk en aan die keiser. Maar dan hier op die kruis skuif iets in hom. Sy alliansie skuif, sy verstaan van mag en krag skuif en sy hele wêreld skuif wanneer hy sê dat Jesus is waarlik die koning, waarlik die seun van God. En hierdie insig, hierdie skuif, kom nie in sy hart deur 'n wonderwerk nie. Dit kom nie deur mag nie. Dis nie 'n soort oorwinning wat hy aan gewoond of die wêreld selfs gewoond aan is nie. Hy sien dit in Jesus se lyding. En Jesus wat nie terugveg nie. Jesus wat hom nie self probeer red nie, maar Jesus wat homself ten volle gee. Want op die kruis sien ons liefde in sy diepste vorm. Jesus absorbeer die sonde, die geweld, die gebrokenheid, alles op hom. En hy gee nie terug in geweld nie, hy neem dit op hom, hy dra dit, want deur hom kom versoening. Dit maak versoening moontlik tussen God en mens, tussen mense en selfs met die hele skepping. En dalk is dit die uitnodiging van Goeie Vrydag aan ons, om nie net die kruis na te kyk nie, maar om werklik te sien. Ons kan so maklik gewoond raak daaraan dat ons die grootsheid hiervan verloor. So mag ons kyk na Jesus op sy weg van lyding op die kruis. En daar sien hoe God sy liefde aan ons openbaar. Jesus op die kruis is een wat kom met nederigheid, met oorgawe. En wanneer ons dan werklik kan sien hoe Jesus homself gee in lyding, hoe ons dit vir onsself aanvaar en ook ons eie alliansie skuif, ons lewe vind in Jesus se weg, mag dit ook vir ons help om met ander oë te kyk na die lyding van ander. So wanneer jy bid vandag, kan ek jou nooi om in jou verbeelding te staan by die kruis, om Jesus te sien en dan bewus te raak van wat is die implikasies van die seun van God wat sterf vir jou. Hoe maak dit jou lyding anders? Kom ons bid saam. Here, ons vra dat U ons oë, ons verstand en ons hart sal open vir U. Here, help ons om te sien die grootsheid van U wat mens word, tussen ons kom woon en U lewe kom aflê. Dankie dat U hierdie pad gekies het. Dat U dit kies sodat ons kan leef in U koninkryk. Amen.